Dis vandag Wêreldgesondheidsdag en daarom gesels ek met Dr. David Hyams oor een aspek waaroor daar nie genoeg gepraat word nie, naamlik kognitiewe gesondheid en spesifiek toestande soos Alzheimer. So baie welkom en dankie dat dokter vanoggend weer hier by ons is. Dankie Elsa, is plesier om hier te wees. Goed, wat presies gebeur in die brein wanneer iets soos Alzheimer's ontwikkel? Dit is maar 'n redelike gekompliseerde ding, maar jy kry abnormale proteïene en hulle het verskriklike name soos amyloid plaque en tau tangles en die infiltreer of neem oor jou normale breinselle en dan vernietig hulle. En dan natuurlik in sekere dele van die brein kan jy dan krimping van daai deel van die brein kry en so versprei dit stelselmatig, ongelukkig, oor 8 tot 10 jaar die res van jou brein deur. So daar is fisiese goed wat gebeur wat 'n mens kan sien op 'n scan en sulke goed ook, ja. En hoe algemeen is Alzheimer's en iets soos demensie in Suid-Afrika? Ek dink as 'n mens kyk wêreldwyd, ek dink daar was 'n studie gedoen in 2019 waar hulle, ek dink dit is omtrent so 55 miljoen mense wat ly aan demensie. Ek dink hulle voorspel hier teen 2030 dat dit kan opgaan tot omtrent so 78 miljoen en selfs in 2050 tot 139 miljoen. Die Suid-Afrikaanse statistiek is maar 'n bietjie, moeilik om te kry, maar hulle vermoed, in elk geval dat so 1 in 10 mense oorkant ouderdom 60 kan dalk 'n demensie van so te hê. En die skatting wat ek gesien het is omtrent so 235.000 mense in Suid-Afrika wat kan ly aan demensie. Nou baie mense verwar die twee. So kan dokter dalk net vir ons die verskil verduidelik of uiteensit? Ja, dis 'n algemene ding. Ek dink daar's baie vorms van demensie, waarvan Alzheimer's natuurlik jou algemeenste in. Dit maak omtrent 60 tot 70% van jou demensies uit. Maar daar's baie ander oorsake. Ons praat van vaskulêre demensies, ons praat van Lewy body demensies. Jy kan selfs demensie kry van doofheid en van blindheid ook. Dis net een deel van dit, maar die algemeenste deel van demensie. Is daar miskien vroeë waarskuwingstekens? Daar is, ek dink die ding wat die eerste voorkom baie keer is jou korttermyn geheueverlies. So jou onvermoë om selfs gebeurtenisse of gesprekke van daai dag te kan onthou. En dan natuurlik soos die siekte vorder kry mense 'n klomp ander goedjies, dan begin 'n mens selfs om abstrakt denke te kan, val weg en dan natuurlik emosionele gedrag verander en goed soos wat die siekte aangaan kan 'n klomp ander simptome ook bykom, maar die korttermyn geheueverlies is maar jou eerste simptoom. Dis baie kommerwekkend. Nou, wanneer moet mense mediese hulp gaan kry? Is daar miskien iets wat gebeur wanneer hulle bekommerd moet raak? Ek dink dit is altyd belangrik met enige geheueverlies met 'n mens maar eerder vroegtydig, 'n professionele persoon gaan sien, want daar kan omkeerbare oorsake vir dit wees. En dis baie moeilik, ek dink, om self te kan oordeel, is hierdie nou regtig iets wat ek bekommerd oor mees of nie. Wat sê dokter sê is die eerste stap? Ek dink daar's, ek dink die groot ding op hierdie stadium daar is, plekke soos die Association for Dementia and Alzheimer's in South Africa, ADASA. En daar's baie goeie inligting daarop, wat mense kan gaan kyk, in die verskil of die waarskuwingstekens en goed, dat 'n mens maar moet sê, okay, nou moet ek iets doen daaromtrent of nie. So dis 'n baie goeie bron om te gaan kyk na. Ek sê altyd vir pasiënte, as jy self worry daaroor, is dit onwaarskynlik demensie, maar as iemand anders of 'n familielid saam met jou kom, dan raak ek 'n bietjie meer bekommerd, ja. Ja. Nou dokter, ek meen, wanneer 'n mens kyk na iets soos Alzheimer's weer eens spesifiek, is dit iets wat oorerflik is of speel iets soos leefstyl ook 'n rol? Want ek het al baie keer gehoor mense sê dat iets soos te min slaap oor die lang termyn wel 'n impak kan hê en so iets kan bevorder. Nee, verseker. Ek dink die oorerflike deel daarvan is 'n baie klein deel daarvan. Ja. Lifestyle of leefstyl speel 'n baie groot rol, en een van hulle is maar al beskryf, as 'n ou te min slaap oor 'n lang tydperk het, dan kan 'n mens dit, maar as jy het jy risiko vir dit, natuurlik ook as jy onbeheerde
gewone mediese toestande het soos hoë cholesterol of suikersiekte of hipertensie, hoë bloeddruk wat nou nie beheer is nie, kan dit natuurlik, jou meer vatbaar maak. Soos ek self genoem het nou, as jy langstaande gehoorverlies het en jy doen nie iets daaraan nie, sluit jy jouself af van die wêreld en dit maak ook dat jou risiko hoër is. Nou, is daar dinge wat ons nou reeds kan doen om miskien daai breingesondheid so 'n bietjie beter te beskerm? Ja, ek dink dit gaan net oor soos meeste van die ander dinge, gesonde leefstyl. Ek dink ons weet rook op hierdie stadium met 'n groot impak, alkohol en oormatige hoeveelhede. Dis nie te sê jy mag nie iets hê nie, maar definitief oormatige alkoholgebruik kan definitief 'n rol speel. En dan soos ek sê, onbeheerde toestande, soos jou hoë cholesterol en bloeddruk en ander dinge baie keer is as 'n ou breinbesering gehad het, het 'n mens 'n bietjie van 'n hoë, kans vir demensie ook, so wat ons noem 'n traumatic brain injury. So dis ook mense, so ek dink, en natuurlik as 'n mens sosiaal nie aktief is nie, so dit is belangrik om jou besig te hou. En julle gaan dit nie kry nie, want julle is baie sosiaal aktief. Ja, nee, ons is mos op ons eie, eintlik. Maar nee, ek dink op die einde van die dag maak dit vir my tog sin, want daai interaksie met mense ook, dit maak vir my sin, daai gesprekke wat gevoer word. Maar nou wil ek ook vra, ons hoor gereeld van iets soos blokkiesraaisels en dan ook breinspeletjies om die brein aktief of aan die gang te hou. Watter impak het daai soort van speletjies? Ja, ek dink dis baie goed bekend dat mense wat in redelike lae sosio-ekonomiese lande lewe en nie die vermoë het om te leer of te studeer en goed het 'n hoër risiko ook. So enigiets wat ek noem dit mental gymnastics, enigiets wat jou brein aan die gang hou, of dit nou Sudoku is of blokkiesraaisels is of sulke goedjies. Mense wat wel demensie het, selfs dinge soos Scrabble beveel ons maar aan ook, dit stimuleer die brein, lees, luister na musiek, daai tipe van ding. En dan is daar sekere dinge wat, kreatiewe aktiwiteite wat mense doen, of dit nou verf of dans of wat ook help. Gaan 'n mens oor die algemeen staat maak op die mense waarmee jy die meeste te doen het, om daai tekens ook raak te sien? Of is daar miskien 'n toets of so waarvoor 'n mens kan gaan op 'n gereelde basis, net om seker te maak die breinfunksie is nog wat dit moet wees? Ja, ek dink die mense naaste aan jou, soos ek sê, sal eers die verandering agterkom. Hulle gaan sê ek is bietjie bekommerd oor die en die en die. En dan as hulle wel na ons toe kom, is daar sekere gestandardiseerde toetse wat ons kan doen. Ons praat van 'n mini mental health state evaluation. Daar's ander toetse soos 'n MOCA-toets, daar's verskillende goedjies wat evalueer op 'n objektiewe manier jou breinfunksie. En dit is die rol wat ons doen, om te kyk of as 'n sifting is daar iets aan die gang of nie. Sien, ons het dit nou nie eers geweet nie, want ek meen 'n mens weet van oogtoetse en gehoortoetse en dis meer, maar nou is daar toetse vir 'n mens se brein ook. Dr. Hyams, baie dankie, en ek dink dis werklik 'n baie belangrike onderwerp waarop daar 'n beslis 'n bietjie meer gefokus kan word. Seker. Goed, ons gesels weer. Nou ja, ons is net hierna terug, net hier by Goeiemôre Good Morning, en dit met 'n bietjie vermaak. So maak seker jy bly ingeskakel en onthou ook om ons op al ons sosiale media platforms te gaan volg. Bly net waar jy is, ons is nou weer terug.